Goeiemôre broers en susters, al die kinders, baie hartlik welkom, vir julle wat ons besoek ook vanmôre, baie hartlik welkom, mag die Here ook vir ons elkeen seën deur sy woord, en deur sy gees. Geliefdes, ek het hier 'n prentjie vir julle saamgebring, gaan oor Afrika, maar eintlik gaan dit oor die hele wêreld. En die blou gaan nie oor koue of sneeu of iets wat op pad is nie. Dit gaan oor die bekerings en die hoeveelheid mense wat aan die Here Jesus behoort in die land. Daar is 'n baie ligte blou, en dan is dit een wat bietjie donkerder is, en een wat nog 'n bietjie donkerder is, en dan die hele donker streep wat hier aan die kant loop, van Namibië, Angola, Demokratiese Republiek van die Kongo, Rwanda en Burundi. Nou hierdie donker streep sê, mense bely in daardie gedeelte dat hulle 90 tot 100% in die bevolkingsgroepe wat daar woon, kinders van die Here is. En dan in Suid-Afrika is ons bietjie minder. Daar is 75 tot 89% wat bely dat ons kinders van die Here is. En dan loop dit so op, totdat daar by die ligte gedeeltes is 4% of minder in daardie bevolkingsgroepe wat aan die Here behoort. So ek wil hierdie kaart net daar opsit vanmôre as ons begin met die erediens, sodat ons iets kan begin, nie, ja, ek dink ons het dit dalk al gesnap, maar dat ons weer herinner kan word aan die nood wat daar rondom ons en ook in die wêreld is. As ons dus, as kinders van die Here so by mekaar is vanmôre, dan gaan ons begin, en ek gaan voor, en dan gaan ons geleentheid gee vir die gemeente om te antwoord daarna. En hierdie gedeelte kom uit Handelinge 17, daar waar Paulus ook in Griekeland tussen die heidene beweeg het en die evangelie verkondig het. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy het gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ons gaan loflied tot eer van die Here sing. Lied 205, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Bring lof aan
die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verlosser kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof ons die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar, dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke, deur kinders gebied. Doch sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Baie dankie. As 'n mens kyk na die bevolking in die wêreld en jy kyk na dit wat ons het om vir die bevolking aan te bied, dan is die vraag wat ek vir myself en jy vir jouself en ons vir die bevolkingsgroepe in die wêreld moet kom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Dit is 'n baie belangrike vraag wat een van die wetgeleerdes in Lukas 10 aan die Here Jesus vra. En dan antwoord die Here Jesus vir hom: wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? En dan antwoord hierdie wetgeleerde: jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Ander gedeelte in die woord vra: wat moet ons doen om die ewige lewe te kry? En dan antwoord die Here Jesus: julle moet glo in hom wat die Vader gestuur het. Hierdie man antwoord en sê ons moet God lief hê. En dan antwoord die Here Jesus hom: jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Geliefdes, as ons die woord lees, dan weet ons dat God ons roep om aan hom te behoort. Partykeer is dit vir ons 'n opgewondenheid en 'n vreugde. Ander kere is dit asof dit vir ons swaar en
en moeilik is om die Here te dien. En daarom wil ek vir jou net 'n paar oomblikke kans gee om met die Here te praat oor hierdie vraag. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En dan ook jou antwoord wat jy persoonlik tot die Here gee. Ek gee vir jou kans vir so 'n paar oomblikke net om stil te wees. Vader, U hoor ons elkeen se antwoord op hierdie vraag. Maar ons wil ook as 'n gemeente hardop saam antwoord. En ons verbind aan hierdie antwoord. En daarom, Vader, wil ons hierdie lied sing in diepe toewyding ook aan U. Geliefdes, ons sit net so, dan sing ons hierdie pragtige lied saam van toewyding. My liewe bly, aan U gewy, o Vader van genade, U rig omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. My liewe bly, aan U gewy, o Seun van God die Vader, ons prys U naam en juig te saam, waar ook U volk vergader. My liewe bly, aan U gewy, o Gees so vol ontferming, waar ek moet stry, waar ek moet ly, gee altyd U beskerming. Geliefdes, die woord beloof vir ons in die naam van die Here Jesus Christus vryspraak en genade. Hy breek die bande, hy breek die boeie, hy sluit dit oop, sodat ons werklik kan lewe. Kan ek julle net herinner aan wat die Here Jesus gesê het hier in Johannes, wanneer hy die volgende sê, kan ek vers 14 ook saam met dit lees. Moses het die slang in die woestyn hoog op die paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En ek wil graag vers 17 ook lees. God het nie sy seun na hierdie wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Genade, Jesus wat aan die kruis vir ons gesterf het. En die rede is, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En as ek en jy in hom glo, dan sê die woord, dis 'n belofte van God se liefde, dat ons nie verlore sal gaan nie, maar die lewe sal hê. En hierdie groot troos, God het nie gekom
om jou te veroordeel nie. God het gekom om jou te verlos. Dit is die genade van die Here, die boodskap wat ons ook gee vir die wêreld. So geliefdes, as ons hierdie dinge hoor, dan kan ons net ons geloof saamvat met die volgende woorde. Kom ons staan, dan sê ons dit hardop vir mekaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons gaan stil word voor die Here en voor sy woord, sodat ons ook daardeur verryk en gevoed kan wees. Kom ons buig net ons hoofde voor die Here. Vader, ons lees in die woord van u liefde, van u genade, van u barmhartigheid, van u getrouheid, van u ontferming, van u liefdevolle hart. Ons hoor hierdie lyn van liefde dwars deur die Bybel loop. En daarom wil ons vanmôre sê, dankie Vader, dankie dat die liefde wat u vir ons het, nie 'n geheimenis gebly het nie, maar dat u dit vir ons kom oopmaak het, dat u dit vir ons kom vertel het, dat u in die Here Jesus dit vir ons kom wys het, en dat die Here Jesus in sy lewe hier op die aarde daarvan getuig het en homself oorgegee het, sodat ons die liefde van die Vader kan belewe. Ons eer u, Here Jesus, as die gekruisigde, opgewekte offerlam van God. Ons loof u as die een wat opgevaar het, soos wat ons so pas bely het, en wat in die hemel langs die Vader is, om van daar af te heers en te regeer. Heilige Gees, ons wil kom vra dat u vir ons opgewonde sal maak oor hierdie ou nuus. Dit wat ons al so baie kere gehoor het, breek dit vir ons oop, sodat dit ook vanmôre weer vir ons nuut sal wees. Ons wil nie graag so gewoond raak aan hierdie geskenk wat u gee, dat ons maar net dit eenvoudig by ons laat verbygaan nie. Vader, ons wil stil word en kom vra dat u self u woord aan ons sal openbaar. En daarom bid ons dat u u woord sal openbaar aan hulle vir wie ons gebid het vanmôre. Vir Charlene wat geopereer is en wat mooi herstel. Ons bid dat sy bewus sal word van u kragtige teenwoordigheid en genade, en ook haar gesin. Vader, so bid ons vir Corneille wat geopereer is. Daar waar sy nog steeds in die bed is, bid ons dat u regtig vir haar daar 'n ervaring van God se teenwoordigheid sal gee, ook in hierdie oomblikke. Dat sy kan weet, sy kan tot rus kom
in U en deur U. Vader, vir Johan wat gaan môre vir 'n operasie, is dit ons gebed dat hy sal weet, ja, nie net sal weet nie, maar sal beleef en ervaar, dat daar vrede en rus in sy hart is, omdat die Vader in die Here Jesus deur die Gees saam met hom beweeg van hier af, hospitaal toe, teater toe, terug in die saal, en ook op die herstelpad. Vader, ons bid vir Marlet, hulle gesin en familie, want hulle is meer as net een kind, met Tannie Rietie se afsterwe. Ons bid, Here, dat U vir hulle sal toevou in hierdie tyd van seer en rou en afskeid neem. Vertroos hulle, want Jesus, U het hulle ook lief. Heilige Gees, U is die vertrooster, die een wat vir ons vashou. Ons kom bid, Here, dat U guns en U goedheid oor ons as 'n gemeente en gemeenskap sal wees, maar dan ook oor die ganse wêreld. Hier waar daar so baie vernietigende oorloë aan die gang is, waar so baie mense sterwe, waar so baie mense ontwrig word. Here Jesus, U is die verlosser. Gee genade. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre uit die woord van die Here, uit Lukas 10, toe ek nou besluit het op hierdie teks en daaroor gebid het en ek bewus geword het van hierdie gedeelte, het ek gedink dit is sommer maklik om hieroor te preek. Maar toe so dat ek aan die gang gekom het, het ek besef dat die Here eintlik hier besig is om sy ganse hart vir hierdie wêreld uit te stort in hierdie paar verse. En dit wil ek graag met julle deel vanmôre. Jesus is op pad Jerusalem toe. Dit staan hier so geskrywe in Lukas 9, vers 51 en 52. Hier staan, toe die tyd nader gekom het dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en die boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek na elke dorp toe om vir hom verblyf te reël. Dit is soos wat dit in hoofstuk 9 staan. Maar wanneer ons nou hierdie gedeelte lees, dan is dit baie groter en dieper as om verblyf te reël vir iemand wat op reis is. Hier staan geskrywe, daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. En hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie. En moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon, vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom.
moenie van een huis na 'n ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp se stof word wat aan ons voete sit, vee ons af as 'n aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom, sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Nou ek het nie die laaste 2-3 versies bygesit nie, maar behalwe vir Sodom van wie die Here praat in vers 12, is daar nog Chorazin, Betsaida, Tyrus, Sidon, waarin baie wonderwerke gekom het. Kapernaum. En dan sê die Here, wie na julle luister na my, en vir wie julle verwerp my, en wie my verwerp hom, wat my gestuur het. Ons is terug by hierdie kaart wat ek hier opgesit het, wat eintlik die hele wêreld verteenwoordig. So geliefdes, as 'n mens hier hoor wat die Here sê, dan is daar in 'n sekere sin 'n stuk opgewondenheid. Want hier is 'n geskenk, goeie nuus. Maar daar is ook 'n stuk benoudheid. Want die vraag is, wie gaan hierdie geskenk uitdeel? Waar gaan ons dit uitdeel? Wie moet dit ontvang? En wat gebeur as mense dit ontvang of dit weggooi? En daarom, geliefdes, as ek hierdie gedeelte met julle deel, dan wil ek maar net 'n paar van hierdie belangrike dinge in hierdie gedeelte kom uitlig vanmôre. Want wat die Here Jesus hier kom sê in vers 1 is dat hy sê, ek kies 72 ander. En dan is die implikasies as ons hierdie gedeelte lees, volgelinge, disippels. Ons dink die Here Jesus het net die 12 disippels gehad, maar daar was baie wat agter hom aangeloop het. En hier kies hy 72 van die ander. En dan sê hy vir hulle in hierdie gedeelte, ek wys jou aan en ek stuur jou na elke plek en na elke dorp. So hier word die ganse opdrag opnuut aan die hele kerk, al die volgelinge van die Here Jesus gegee. Ek het jou uitgekies en ek het 'n plek waarheen jy moet gaan. Die Here Jesus sê, ek het die ganse wêreld, elke dorp, elke plek in my fokus. Nou hier, spesifiek waar die Here Jesus op pad was Jerusalem toe, was dit die dorpe wat op sy pad is na Jerusalem toe, wat in sy fokus was. Maar van daaruit word dit duidelik, dat die Here oor die hele aarde
bekommerd is. So ek het vir myself opnuut gevra, waarom is ek hier in Carolina? Ek dink jy moet vir jouself ook weer opnuut die vraag vra. Waarom is jy hier in Carolina? Ons kan ongelukkig net op een plek wees, op een tydstip, omdat ons gebind is aan tyd en aan die plek waar ons lewe of beweeg. Daar is ander kinders van die Here wat in ander dorpe woon, wat vir hulle moet vra, hoekom is ek hier waar ek is? En ons sou vir mekaar baie antwoorde kan gee. Ek is hier om 'n lewe te maak, geld te verdien, sodat ek en my gesin kan lewe. Ons kan vir mekaar sê, ek is hier omdat ek hier gebore is, soos wat sommige van julle kan sê. Of ek is hier omdat ek maar terloops hiernatoe gekom het, soos iemand 'n week of wat terug gesê het, ek is hier omdat ek gehoor het hier is in Carolina baie werk. Of ons sou kon sê, ek koppel dit terug aan die woord van die Here. Ek is hier, omdat God my hiernatoe geroep het. Omdat God my hier geplaas het. En ek dink, as ek en jy met hierdie perspektief terugkom na hoekom is ek in Carolina, dan gee dit groter sin en betekenis aan my lewe as om net te sê, opstaan, werk toe, huis toe, opstaan, werk toe, huis toe. Dit gee vir my 'n groter fokus, dit gee vir my 'n groter betekenis in my lewe. God het my hiernatoe gebring. En daarom beteken dit dat ek by God moet uitvind. Waarom het hy my hierheen gestuur? En nou Carolina en die wêreld, net so 'n bietjie iets oor statistiek. Nou mense kan met statistieke baie toer as jy wil. En as 'n mens daaroor gaan soek, so op die internet en gaan vra en dinge doen, dan kry jy ook verskillende antwoorde. Maar op hierdie stadium, daar waar ek gesoek het, het die mense gesê, vroeg in 2026, het die wêreldbevolking ongeveer 8,3 biljoen mense beloop. Geweldig baie mense. En God se fokus is op hulle almal. Nie net op 1 of 2 of 3 nie. En as 'n mens dit 'n bietjie verder wil gaan praat met jouself, dan is daar plus minus 17.500 mensegroepe of kultuurgroepe. En dit is groepe mense wat dieselfde dinge sê, dieselfde dinge bely, dieselfde dinge doen, dieselfde tradisies en goed het. 17.500 mensegroepe. Maar as ons praat oor die gang van die evangelie, as die Here Jesus ons gestuur het, en ons praat met mekaar daaroor, dan sien ons daar is ongeveer 7.188 onbereikte groepe in hierdie wêreld. Nou geliefdes, dit soos wat ek vir julle gesê het, statistieke verskille bietjie. Dit hang nou af op watter webwerf jy na die goed gaan kyk. Maar hierdie kom van die Josia netwerk af, wat gaan oor sendingwerk ensovoorts. Hier is 'n klomp mense wat nog nie die evangelie van die Here Jesus gehoor het nie. En as 'n mens dit nou nog wil verdeel, dan kan 'n mens praat oor hoeveel het al die evangelie gehoor en hoeveel het nog nie die evangelie gehoor nie. Maar as ek dit nou terugtrek na die 8,3 biljoen mense, dan lyk dit vir my daar so 3,58 biljoen mense wat nog nie deur die evangelie bereik is nie.
En nou is hier 'n skokkende stukkie statistiek wat sê, minder as 3% van 400.000 sendelinge reik uit na hierdie 3,58 biljoen mense. Wat eintlik 43,8% van die totale wêreldbevolking is. So wanneer die Here Jesus hier vir sy disippels sê, ek het julle uitgekies, ek het julle aangewys en ek stuur julle uit voor my, dan is dit nie net om 'n woonplekkie of 'n slaapplekkie vir die Here Jesus ernstig te bereik nie. Dit is omdat die Here Jesus hier vir hulle sê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. So die werk wat voor lê is geweldig groot, maar daar's min mense wat ek kan gaan gebruik. Eintlik fokus ons dan so op die taak wat voor ons lê. En dis interessant dat as 'n mens dit lees, dan kom die gedagte in jou op. Dit beteken hierdie oes is gereed. Hierdie oes is nie meer groen nie. Dit kan nou ingesamel word. En as 'n mens dink aan mense wat die Here Jesus moet leer ken, dan beteken dit, daar is mense wat wag om die evangelie te ontvang. En as ek vir myself sê, ek is in Carolina, dan bly die oes in Carolina ook groot. Daar is mense wat gereed is om die evangelie te ontvang. En voordat dit ons totaal oorweldig, dan sê die Here, kom ek gee vir julle net 'n strategie hoe om te werk. Hy sê, bid tot die Vader, dat hy, aan wie die oes behoort, werkers, arbeiders, sal gereed maak en sal stuur. So as jy nog nie daaraan gedink het, dat die Here jou wil gebruik om die evangelie hier in Carolina met ander te deel nie, dan gaan dit hieroor dat die wat dit al agtergekom het, sal bid dat die Vader harte aan die brand sal steek, sodat mense begeerig sal raak om die evangelie met ander te deel. So dis die ouens wat nou nog moet bykom by die span. Maar vir die 72 wat al reeds aan die span behoort, sê die Here, gaan nou. Gaan nou. En geliefdes, wanneer die Here vir ons sê, gaan nou, dan sê hy vir ons die volgende ding. Dis 'n gevaarlike sending waarop ek julle stuur. Dit is nie 'n geheimsinnige sending nie. Dis 'n gevaarlike sending. Want die Here sê in hierdie gedeelte, ek stuur julle soos 'n klomp lammers onder die wolwe in. En jy kan nou maar vir jouself hierdie beeld bietjie gaan ook uitwerk. 'n Lam is 'n jong skaap. 'n Jong skaap wat dalk energiek is, dalk nog baie krag het, maar 'n jong skaap wat in sy wese nie 'n vegter is nie, wat in sy wese vredelievend is, wat in sy wese beskerming nodig het, wat in sy wese blootgestel is en maklik seer kry. So wat sê die Here vir die wat hy uitstuur? Hy sê vir ons wat hy gestuur het, julle is so skape. So julle is blootgestel, julle kan maklik seer kry, julle kan maklik oordonder word, julle kan maklik vernietig word, want ek stuur julle hier tussen 'n klomp wolwe in, en wolwe is normaalweg 'n groep diere wat in 'n groep beweeg, wat 'n leier het en wat volgelinge het,
en wat hulle eie gebied beskerm, en wat hulle eie gebied verdedig, en wat hulle eie reëls en goed het tussen hulle as wolwe. Maar 'n wolf is ook 'n roofdier, wat beteken, ek kom om te vreet en te vernietig en te vermoor. Sien, as die Here dan die gemeenskap, die wêreld kom vergelyk met die wolf, dan gaan die wêreld daaroor dat dit 'n plek is wat hulle self verdedig, wat vas staan en gebiedsgebonde is, so hulle tradisies en goed staan vas, hulle volg hulle leiers en dit wat hulle doen is om hulle self te verdedig, maar om ook die prooi, hulle wat sagter as hulle is, te vernietig. So die Here sê, ek stuur julle op 'n gevaarlike sending. So moenie bang wees nie, moenie vrees nie, weet net dit, word net daarvan bewus, sodat julle nie onkant gevang word, as julle skielik wolwe hoor grom, en as julle die wêreld wil gaan oortuig, maar hulle is vyhandig nie. Dan kom die Here en dan sê hy die volgende. Hy sê, jy moet geen beursie of reissak of skoene vat nie. En hy sê ook, jy moet nie praatjies maak nie. Met ander woorde, wanneer die Here hierdie ouens uitstuur, dan sê hy, jy moet so min as moontlik goed saam met jou sleep, sodat jy beskikbaar is, sodat jy vry is, sodat jy in staat is om die evangelie te gaan verkondig. En hy sê, moenie praatjies maak nie, so moenie begin kuier nie, maar fokus op die taak wat ek vir jou gegee het. En dit is nie om ongeskik te wees nie, dit is nie om nie gasvry te wees nie. Dit beteken net dat die Here Jesus vir hulle sê, dit is dringend noodsaaklik dat hierdie woord van genade in Jesus Christus sal uitgaan na mense toe. En daarom kom die Here om vir ons te sê, ek het julle gekies, die oes is groot, bid en gaan. Dit is 'n gevaarlike sending, maar dit is dringend dat julle gehoorsaam sal word aan my. En ons wil graag mos resultate hê. Ons as ons iets doen, wil ons weet dis die moeite werd. Ons wil nie ons geld of ons energie mors op dinge wat nie die moeite werd is nie. Maar nou kom sê die Here Jesus vir ons moet bewus wees van die moontlike reaksie wanneer ons gaan. En die eerste ding wat die Here Jesus sê, hier is 'n reaksie wat positief is. Hier is 'n reaksie wat positief is, want hy sê, as jy na huise toe gaan, en jy gaan die vrede van die Here bring, en hulle ontvang jou, hak dan vas. Bly daaroor. Verkondig die evangelie. Maar dan sê die Here, as julle in die dorpe kom, en hierdie dorpe wil julle nie ontvang nie, moet dan nie tyd verwyl nie. Gaan voort. Gaan na 'n ander plek toe, gaan na 'n ander dorp toe, gaan na 'n ander huis toe, gaan na 'n ander persoon toe. Want daar is ook 'n negatiewe reaksie teen die evangelie. Daar is 'n vyhandigheid teen die evangelie van die Here Jesus Christus. Maar dan sê die Here, wanneer julle gaan, en julle is bewus dat dit gevaarlik is, en julle is bewus dat mense of jou gaan verwerp, of jou gaan aanneem, dan het jy 'n strategie wat jy moet volg. En die Here sê, kry 'n huis,
kry 'n persoon, soos wat jy in die gang beweeg, soos wat julle hier in Carolina aan die gang is, fokus op 'n huis, of op iemand, en reik uit. En reik uit met hierdie boodskap. Vrede vir julle. Vrede vir julle. En hierdie vrede beteken nie, geliefdes, dat ek en jy maar net vir mekaar op 'n mooi manier groet nie. Dit beteken nie dat ek en jy maar net vir mekaar sê, ag, mag julle maar net vriendelik teenoor my wees nie. Hierdie vrede beteken, soos wat die Here Jesus beweeg en hulle uitgestuur het, stuur hy hulle uit met hierdie volle boodskap. Die ouens wat nou hier uitgaan, en wat die Here Jesus hier in Lukas uitstuur, het nog nie die volle woord, die volle vrede, die volle boodskap van Christus gesien, gerealiseer nie. Maar ons het. So wanneer ons uitgaan en ons sê vrede vir julle, dan gaan dit nie net daaroor mag verhoudings herstel en mag daar nie oorlog wees en al daardie mooi dinge nie. Hier staan in besonder, mag julle shalom hê. Mag julle God se guns, God se goedheid, God se genade, God se teenwoordigheid belewe. En as iemand dit aanvaar en vir julle uitnooi, gaan dan tuis. Met ander woorde, die Here stuur ons nie net gou-gou van huis tot huis om te hoor, ken jy die Here Jesus, ken jy die Here Jesus, ken jy die Here Jesus nie. Dit is sekerlik ook belangrik. Maar die Here stuur ons na huise toe, na mense toe om te vra, ken jy die Here Jesus? En om dan daar oor te bly, sodat jy iemand kan help om 'n disipel te word, 'n navolger te word van die Here Jesus Christus. Hy sê dit hier, hy sê, as jy nou by jou huis kom en mense is ontvanklik vir die boodskap, maak mense gesond. En nou geliefdes, hierdie teks is baie groot. En ek het nie nou tyd om regtig dit alles met julle te deel vanmôre nie. Dis 'n ding waarmee ek nog worstel op hierdie stadium. As die Here sê, gaan maak mense gesond. En julle moet maar saam met my daaroor bid, want ergens in my kop sê dit, ons moet met mekaar oor hierdie teks nog 'n klomp kere saam praat. Gesondheid kom liggaamlik, dit kom emosioneel, dit kom geestelik. En dan gaan dit oor, bly by hierdie plek, by hierdie huis, by hierdie persoon wat vir jou ontvanklik geword het en ontvanklik is vir die evangelie, sodat intieme Christusverhoudinge kan ontwikkel en kan ontstaan, want daarin lê genesing. Sien geliefdes, wanneer die Here hieroor praat, dan sê hy vir ons, kom by 'n plek waar jy die evangelie so kan deel, dat jy tyd kan spandeer. En dit beteken, geliefdes, dat ek en jy ons eie hart en ander se harte 'n kans gee om te ontwikkel, sensitief te word, ontvanklik te wees vir Jesus wat die koning is en wat gelei het en opgewek is en wat in die hemel aan die regterhand van die Vader staan. Gaan oor veranderde harte. Dis waaroor die Here Jesus hier kom praat. Dit is sy hartklop, daarom het hy ons uitgekies en gestuur. Maar dit gaan ook om huise, getransformeerde huise, huisgesinne, families. Dit gaan daaroor dat
kerke getransformeer sal word. Gemeentes getransformeer sal word. Met ander woorde, dat hier in hierdie gemeente, dat ons Jesus so lief sal hê, dat ons almal se harte sal verander en dieper in 'n verhouding met die Here Jesus en met die Vader en met die Gees sal groei. En dat dit daarom ook ons gedrag en ons menswees en alles sal help om te verander. Maar dan sê die woord, dit gaan daaroor dat daar getransformeerde gemeenskappe sal wees. Carolina en die omgewing is in die oog en die fokus van die Vader om sy liefde te gee en uit te stort. En ek en jy kan meewerk. Hemelse Vader, ons kom buig voor U en ons kom vra dat U self deur U woord en deur die Gees vir ons sal in beweging bring. Ons bid dit en ons vra dit in diep afhanklikheid. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Dan sluit ons daarmee af. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien is die lig. Laat die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n sagte salf vir die mense om ons heen, tot die hele wêreld kan jubel oor die naam. Mag die lig hier deur ons klink. Balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met al seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied. Hierdie woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop deur ons gee. U is koning hier oor die aarde. Die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juig dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom. Laat U ryk hier deur ons kom. Laat U ryk hier oor ons kom. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en hy toon aan julle sy genade. Die Here verhef sy aangesig oor julle en gee aan julle sy volle vrede. Amen. Geliefdes, mag die Here vir julle seën en mag julle sy instrumente wees. Mooi loop.